Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Julle, dit is amptelik 18 tyd vir seisoen 1 episode 13. Baie welkom by Pro en Praat julle. En net hier langs aan my sit 'n gereelde kyker van Pro en Praat wat ek vir gesê het wat vanaand hier in die gastenstoel sit. Jennifer, goeienaand aan jou. Hoe voel jy oor vanaand? Baie nervous, Baie nervous. maar excited Maar- ook. Maar excited ook. Dis goed. Julle by die huis, julle kykers, ek hoop julle is gereed vir hierdie aand. Ons gaan wegspring en ons gaan na die intro liedjie luister en daarna gaan ons aan met hierdie aand. Let's go guys. Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Let's go guys. Woo! Episode 13. Zet je handen bij elkaar, want ons is nog niet klaar. Jouw favorite melks, kom alles zijn aan. En ik kan je ons nou lekker samen. Kom on. Moet niet. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys. Jouw favorite melks, kom on. Met hier op TikTok. Ja, dat Daar sy julle weer eens 'n hartlike goeienaand aan elke liewe een wat nou net ingeskakel het. Vir die van julle wat nog nie Jennifer ken nie. Hier is vir julle so kort voorstelling van haar. Vanaand se gas is 'n redelike bekende TikTok persoonlikheid. Sy is gebore in Kempton Park, maar het groot geword in Brakpan. Haar familie het toe onder andere na die Kaap, Benoni en Kempton Park toe verhuis waar sy tans woon. Sy werk in 'n biltongwinkel vandat sy byna 18 was. Sy speel in musiekvideo's, soos ons gesien het. Sy woon baie shows by en sy bemark kunstenaars se shows en nuwe liedjies. 'n Interessante feit oor haar is dat sy baie sterker is as wat mense dink. Sy glimlag deur baie dinge, maar min mense weet hoeveel uitdagings sy al oorwin het om te wees waar sy vandag is. Nou Jennifer, met dit gesê, weer eens van my kant af baie welkom. Julle, Baie dankie. ek hoop julle gereed is my tipe of jou tipe. En ek en Jennifer gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor praat. So met dit gesê Jennifer, gaan ons wegspring. En die eerste vraagie by wat ons gaan stil staan vanaand is: hoe sal jy jou ideale tipe beskryf? My ideale tipe. So. Ek dink hy moet respek hê, persoonlikheid, omgee,
Ja. My ideale tipe moet saggeaard wees, 'n gentleman en luxe, maar is opsioneel. Die tweede vraag, Jennifer, kan iemand wat nie jou gewone tipe is nie, jou steeds verlei? Ek weet nie. So, Ek dink nie so nie. dink jy nie so nie? Ja. Vir my is dit nee, my mind oor iets maak, dan is dit so, dan het ek my mind oor 'n saak gemaak en dit is so. So as ek byvoorbeeld van my tipe hou, my ideale tipe, presies hoe my ideale tipe is, bly dit so, want dis hoe ek my mind al opgemaak het. Wat dink julle in die comments? Sê bietjie, gesels saam met ons. Wat is julle? Sal julle gewone tipe of iemand wat dalk nie jou gewone tipe is en jou steeds kan verlei? Dat weet ons bietjie. Ons derde vraagie, Jennifer, is watter is vir jou meer belangrik? Compatibility of chemie? Ek dink compatibility. Hoekom sê jy compatibility? Pasbaarheid, Jennifer. Askies, ek moet net my double check hierso. Dit is Soos iemand wat by jou pas. okay. So jy verkies meer iemand wat by jou pas. Dis vir jou belangriker as chemie. As daai spark Ja. tussen mekaar. Okay, vir my is dit 'n bietjie van albei, compatibility en chemie is vir my albei baie belangrik. Want dit is belangrik vir my om by iemand te pas. Al is ons albei uniek op ons eie maniere. Ja. En dit is vir my net so belangrik om daardie vonk, daardie spark tussen mekaar te hê, daardie koneksie. En ek dink in my persoonlike opinie dink ek hierdie twee saam is 'n baie goeie kombinasie. Wat dink julle in die chats? Laat weet ons bietjie, dink julle dis 'n goeie kombinasie, die pasbaarheid en daai vonk, daai spark wat jy moet hê? Julle, baie dankie vir 8400 likes. Nou Jennifer, jy's ons dame hier vanaand. En ek gaan dit nou aan jou laat dat jy ons eerste interessante feit vir vanaand met ons gaan deel. Baie dankie. Ek val eers vir iemand se persoonlikheid, nie net vir hulle voorkoms nie. Die eerste een wat ek met julle gaan deel is selfvertroue is seksie. Selfvertroue is dikwels aantrekliker as om aan 'n spesifieke voorkoms ideaal te voldoen. Baie mense het al getuig dat die persoon saam met wie hulle is nie eintlik of nie noodwendig hulle tipe is nie, maar dat hulle selfvertroue die aanvanklike verleidingspunt was. Nou, dit bring ons by ons vierde vraagie, Jennifer, en dit is, het jou tipe verander soos wat jy ouer geword het? So, nee. So jou tipe het maar net dieselfde gebly. Ja. Myne het verseker verander. In die begin het ek dalk nie in die begin het ek dinge ligtelik opgekyk en ligtelik na dinge gekyk, maar soos ek ouer geword het, het ek bietjie meer dieper in dit begin kyk. Ja. En nie oppervlakkige keuses gemaak, as ek dit so kan sê. Ons vyfde vraag, nou julle, hierdie is interessant en julle moet 'n bietjie saam met ons antwoord in die comments. Ons vyfde een, Jennifer, as jou tipe 'n fliek karakter was, wie sou dit wees? Wat is daar is naam? Ek moenie worry nie, jy gaan nie in die moeilikheid wees nie. Dis 'n vraag wat ek vir jou vra. 'n Fliek karakter. Ek kry nie daai se naam in my kop nie. Ek speel in Vampire Diaries. Okay. Die een met die blonde hare. Edward. Maar jy weet van wie ek praat. Praat jy van Edward? Is dit sy regte naam? Ja, nie. Die karakter se naam.
Wat weet ons van julle? Ag, gaan Google iemand dit net sy naam, sy karakternaam. Ja, julle gaan Google bietjie. Maar myne, julle sal nie glo wat myne nie. Harry Potter, can you believe it? Sesde een, julle. Stefan of something. Stefan, okay, Stefan. Ja. Die het hy in my kop gekom. Dis interessant. ja. Sesde een. Jennifer. Wat is een groen vlag wat iemand onmiddellik meer aantrekliker maak vir jou? Meer aantreklik maak. Ja, dadelik daai een goeie ding wat hulle vir jou meer aantrekliker maak. Dis 'n moeilike een. So, sorry. Vir my gaan ek sê, ek gaan jou 'n kans gee Jennifer, vir my gaan ek sê, as hulle my kan maak lag en my gelukkig laat voel, dit is 'n groen vlag vir my. Ja, ek sal ook sê, iemand wat baie goeie maniere het vir jou, jou familie. Definitief. Ek hoor jou. Jennifer, just relax, girl. Dit bring ons by ons volgende interessante feit. Jennifer, gooi hom vir ons. Iemand wat my laat lag wen vinnig punte. Enetjie wat ek met julle gaan deel. Hoe meer gereeld jy iemand op 'n positiewe manier sien, hoe meer aantreklik kan hulle vir jou word. Stem julle saam met dit in die comments, laat weet ons bietjie. Ons sewende vraagie, Jennifer. Was jou vriende al ooit verbaas oor jou tipe Nee, gewees? nie hulle was nie. Dit is goed. Dit is goeie vriende daai. Myne is ja, verseker, want my vriende het gedink dat hulle my tipe ken. Dink jy jou grootword jare het jou tipe beïnvloed? Ek dink nie. Ek weet nie. Myne is definitief miskien, okay? Ja. Miskien. Myne is definitief 'n ja, op 'n manier het my familie en vriende my tipe iewers deur die jare beïnvloed. Nou, julle gesels bietjie saam met ons in die comments. Baie dankie vir die follows julle. Okay, Jennifer, nommer 9. Het jy al rooi vlae geïgnoreer omdat iemand presies jou tipe was? Ja, ek het. Ek het ook al, want die persoon het my dadelik aangetrek. Daar was dadelik daardie koneksie tussen ons gewees. En dit het my aandag heeltemal afgetrek, dat ek nie eers op daardie oomblik regtig aandag gegee het oor al daai rooi vlae. Ja. Jennifer, ons laaste feit vir die aand. Asseblief. Loyaliteit en eerlikheid beteken meer vir my as enigiets anders. Myne wat ek met julle gaan deel, sê snaaks wees bly in mode. Humor is een van die mees algemene eienskappe waarna mense wêreldwyd in 'n romantiese maat soek. Dit was al gesê dat hy glad nie my tipe is nie, maar hy weet hoe om my te maak lag. En dit maak hom vir my baie aantreklik. Ons volgende vraagie met dit gesê, Jennifer, vraagie 10 is, dink jy om 'n baie spesifieke tipe te hê, beperk jou liefdeslewe? Ek weet nie. Ek sal sê, ek dink so. Okay? Ja. Ek gaan sê nee, want op die ou einde van die dag is jy die ene wat gelukkig moet wees in jou liefdeslewe. Dit is jy wat saam met daardie persoon gaan wees. So as jy net van sekere dinge hou en net sekere dinge soek, dan is dit so. Want dis hoe jy seker maak
dat jy die regte persoon wat by jou pas, sal kry. Ja. Ons 11de vraagie, Jennifer. Dink jy jou tipe sê iets oor jou persoonlikheid? Bobby van jou sal sing oor persoonlikheid in daai liedjie. So dink jy jou tipe sê iets oor jou persoonlikheid? Met ander woorde, die tipe saam met wie jy is, dink jy jou tipe sê iets oor jou persoonlikheid? Ek dink so. Ek gaan ook sê ja, verseker, Ja. want nie net sê my tipe iets oor my persoonlikheid nie, maar dit sê ook iets oor wie ek van hou om my tyd mee te spandeer. Ons tweede laaste vraagie, Jennifer, en hierdie een is nogal interessant, julle. Het sosiale media jou idee van jou tipe beïnvloed? Ja. Ek gaan ook definitief sê ja op hierdie een. Want sosiale media skep 'n hoë verwagting wat nie noodwendig in realiteit behaal kan word nie. Ek dink julle sal saamstem. Ons laaste vraag, Jennifer, is as jy een ding aan jou ideale tipe kon verander, wat sou dit wees? So wat ek kon verander. Ek dink nie ek sou iets verander nie. En daar stem ek 100% saam met jou. Ek sal ook niks verander nie, want anders sou dit nie my ideale tipe gewees het. Ja. Nou julle, dit was nou die vraag. Laat weet ons bietjie hoe julle dit geondervind het. Jennifer, hoe was die vraag vir jou? Maklik en moeilik, interessant. Dit is goed. Nou julle, dit bring ons nou 'n bietjie by die fun en games. Nou Jennifer, hierdie is ons eerste kort speletjie wat ons gaan speel. En sy naam is die Dealbreaker or Not speletjie. En dit is in die weergawe van hy is 'n 10. So ek gaan die eerste stelling, hy is 'n 10, daarna weet jy dit is wat vooraan die stellings kom. Maar al wat ek van jou af wil hê is, jy moet vir my sê, is dit 'n dealbreaker vir jou, of is dit nie 'n dealbreaker vir jou nie? Okay. Ons eerste een. Hy is 'n 10, maar hy hou nie van jou gunsteling musiek nie. Dis nie 'n dealbreaker nie. Nommer 2. Maar hy is korter as wat jy gewoonlik verkies. Nee, dealbreaker. Ons derde een. Maar hy voldoen aan al jou vereistes, behalwe een groot voorkeur. Ja. Ek dink ek weet nie, ek sal sê dealbreaker. Ons vierde enetjie. Maar hy is baie skaam en stil, terwyl jy baie sosiaal is. Is dit 'n deal of nie 'n deal vir jou nie? Nee. Ons vyfde een. Maar hy is baie snaaks, maar niemand wat jy aanvanklik sou kies nie. Is nee. Ons sesde een. Maar hy is jou droomtipe, maar jou vriende hou niks van hom nie. Nope. Non-deal. Ons sewende een. Maar hy is nie baie romanties nie. Ja, nie non-dealbreaker. Nommer 8. Maar hy stuur nie baie boodskappe nie, maar wys liefde op ander maniere. Kom ons gaan maar met dealbreaker. Ons tweede laaste enetjie. Maar hy is baie gefokus op sy loopbaan, maar het min vrye tyd. Met ander woorde, hy het min tyd om te spandeer. Non-dealbreaker. En die laaste ene. Maar hy is nie baie gewild nie, so hy is nie baie populêr nie, maar hy het 'n goeie hart. Dealbreaker. En dit was dan die dealbreaker or not speletjie. Jennifer! Is jy gereed vir die volgende speletjie? Ek is gereed, let's do it. Nou, die volgende speletjie se naam is Skoolsaam!
Nou, hoe skoolsaam gaan werk is, daar gaan 6 kategorieë wees, naamlik hierdie volgende. So Jennifer, hierdie is die 6 kategorieë. Die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. Watse 3 van hierdie kategorieë gaan jy kies om hierdie melkskommel te maak? Kan jy gou weer lees? Ek kan ja. Die houer, die geur, die toppings, die sous of stroop, die vulsel en die afronding. Watse 3 uit hierdie 6 gaan jy kies? Ek sal sê die houer, Ja, die houer, die geur en die die geur stroop. en die stroop. Awesome. Ek dink Nou ja. Jennifer, as jy gereed is, sê vir my, en jy mag by die comments vra, die mense, jy mag die kykers vra vir hulp. So, hoe sou jy hierdie melkskommel se houer wil hê, Jennifer? Hoe sal ek hom wil hê? Ja, Bedoelend, hoe moet die houer lyk? Moet dit soos 'n houer wees waar melkskommel inkom, soos 'n glas, of moet hy, jy kan dit enige ding sê, soos net hoe jy hom wil hê. Basies waar in moet die melkskommel wees? 'n mooi glas, glas, wat jy by die restaurant te kry. Awesome, 'n mooi lang glas wat jy by die restaurant kry. Okay, cool. En die geur vir hierdie melkskommel? Die geur. Chocolate. Chocolate. O, nou praat jy my taal, En hoe wil jy hierdie stroop hê? Of wat se stroop moet hierdie melkskommel hê? Chocolate stroop. Daai. Chocolate stroop. Awesome. Nou terwyl my geliefde hier in die agtergrond besig is om vir ons hierdie lekker melkskommel met ChatGPT aan mekaar te slaan, wat ons binnekort vir julle gaan wys hoe hierdie melkskommel uitgekom het, bring dit ons by ons laaste skeppie van Pro & Pra, Jennifer, en dit is die Q&A vragies, waar ek nou vir jou 5 vrae gaan vra. Ons eerste enetjie, as iemand wat al so baie verhuis het, hoe vind jy standvastigheid en waar sal jy sê lê jou tuiste? #home is where the heart is. So. Dit is bietjie moeilik. Okay, kom ek breek dit vir jou op. As iemand wat al so baie verhuis het, hoe vind jy standvastigheid? Is dit dalk as gevolg van deur jou werk wat jy standvastigheid vind? Okay. Ja, dit sal my werk. Ja. Cool. En waar sal jy sê lê jou tuiste? Waar sal jy sê waar daai sê ding sê home is where the heart is? Is dit die waar jy tans bly of is jou hart op 'n ander plek waar jy liewer by 'n ander plek gaan bly het? Dit is hierso waar ek tans bly. Ja. Dit is cool. Ons tweede vraag, Jennifer, as iemand wat in die vleisverwerking en voedselvervaardigingsindustrie werk, sedert die ouderdom van 18, wat sou jy sê het die grootste uitwerking op die sukses van 'n biltongwinkel? Wat sou ek sê? So, jy vra my vas. Wat is een ding wat jy sal uitwys, wat jy dink is 'n sukses in 'n biltongwinkel? Of om 'n sukses van 'n biltongwinkel te maak? Om biltong te maak, natuurlik, doen dit al lank en vriendelik te wees met kliënte. Ja. Definitief. Ek like die tweede. Ek like biltong, maar ek like die tweede antwoord ook. Because 'n mens jy moet vriendelik wees met die klant, anders gaan hulle nie weer terugkom nie. So. Ja. Ek weet, mense kry partykeer ongeskikte klante. Dis glad nie iemand wat hierso met julle praat nie, glad nie. Ek beloof. Nommer 3.
Nommer 3, Jennifer. Waar het jy die vaardigheid ontwikkel om kunstenaars se produkte en opvoerings te bemark? Ek het net op Facebook gegaan, social media gegaan en toe, maar dit kom al van kleintyd af wat ek vreeslik lief is vir musiek. So, ek love dit, so dit kom al van kleintyds af en toe ek nou obviously ouer word en 'n foon kry, toe gaan volg ek elke kunstenaar en ek share hulle goed en ek bemark die liedjies wat uitkom en die shows. Ja, Dis awesome, Jennifer, dis so dit awesome. begin by social media. By social media. Ons vierde een, ons tweede laaste een met ander woorde, wanneer jy in musiekvideo's opvoerings doen, so met ander woorde, wanneer jy in musiekvideo's speel, is dit vir jou uitdagend of opwindend? Dis uitdagend en opwindend, albei. En sou jy sê dat jy 'n gunsteling aspek daarvan het? 'n Gunsteling gedeelte daarvan het om in 'n musiekvideo te speel? Wat is jou gunsteling gedeelte? Ek het nie eintlik, almal is maar my gunsteling, soos alles. Ja, Die hele proses is die jou hele gunsteling. proses. Dit is awesome. Nou, voordat ons aangaan met die laaste vraag, Jennifer, hoe was jou ervaring geweest? Vertel 'n bietjie vir die kykers, hoe was jou ervaring geweest toe jy in Bobby van Jaarsveld se musiekvideo gespeel het? My tipe. Okay. So die ervaring, dit was ongelooflik amazing. Ek het Bobby die eerste keer gesien toe ek seker 13 was in die Kaap, toe ons daar gebly het. En ek het net eers shows bygewoon en toe gaan dit na 'n musiekvideo toe wat ek nooit gedink het sal gebeur nie. Maar dit was ongelooflik. Dis harde werk, dis baie harde werk. Maar dit was ongelooflik om saam met Bobby te kon werk, was amazing geweest. Hy is so 'n vriendelike mens. Maar ja, ek het dit baie geniet. Ek het dit baie gelaf. En my rol, ek het Boelie ook gespeel, so ek weet nie, het julle gesien, ek het Boelie gespeel ook in hierdie musiekvideo, so ja. Maar Dit was is super cool. Julle, as julle nog nie my tipe van Bobby van Jaarsveld gekyk het nie, maak so. En doen nie dans en tag vir Bobby. Ons laaste vraagie, Jennifer, is jy die... Ja, julle, daar het julle dit, daar het Jennifer julle ge-challenge om die dans te doen en om Bobby te tag. Ons laaste vraag, Jennifer, jy dui aan dat jy diep geestelike sterkte het wanneer iets jou gemoed afbring. So met ander woorde, wanneer iets jou down bring. Hoe hernie jy jou innerlike kalmte? Hoe kry jy daai kalmte? Hoe kry ek om kalm te wees? Wel, niks kry my onder nie. Daar is soveel... Hoe kry jy daardie kalmte, Jennifer? Ek luister musiek en goed en Soos dan... as jy moeilike omstandighede het. Ek Daar sit is hy. musiek aan, veral Dirk se musiek. En dan, ja, dan word mens beter. Daar het julle dit, soos musiek, musiek is goed vir die siel. Dit is nou maar net hoe dit is. By ons bemarking afdeling vir vanaand, wat wil jy bemark? Okay, wat wil ek maak? Okay, julle is so mense wat hier in is, van julle ken my nie, maar ek verjaar binnekort, so ek begin te rank vir my verjaarsdag die 9de Augustus, so ek sal julle hartlik wil uitnooi om te kom tap, te kom share, repost, te kom praat, en dan ja. En as julle saam met Jennifer wil battles doen, sy's op vir dit, julle moet haar net laat weet. Ek is En in sy vir doen die dit saam met challenge. julle. Daar sy julle. Nou julle, hier is hierdie lekker melkskommel, wat ons gou na gaan kyk. En hierdie melkskommel se naam is Def
by chocolate milkshake. Kom ons kyk hoe hierdie melkskommel uitgekom het, julle. Julle, daar's my en Jennifer se milkshake. Jam. Nee, Jennifer, ek sê ook so, jo, dit lyk so lekker. Nee, ek sal definitief hierdie melkskommel bestel. Julle, die resep van hierdie melkskommel gaan net hierna beskikbaar wees na hierdie aand. Maak gerus 'n draai en kyk. Maar by hierdie geleentheid gaan ek ook vir julle sê, julle moet gaan like vir julle gunsteling melkskommels wat ons tot dusver al gemaak het en nog wat ons gaan maak in die toekoms met die ander episodes, want die een wat die meeste likes gaan hê, gaan ons op die heel laaste episode van Pro en Praat seisoen 1 fisies self maak die aand. Julle gaan alles sien ons dit fisies doen. So asseblief gaan like vir jou gunsteling een, want ons gaan daardie melkskommel op die 14de September 2026 om 8:00 maak. Jy wil dit nie mis dit nie. Jennifer, by hierdie geleentheid wil ek vir jou sê baie dankie dat jy vanaand se gas was. Dit was 'n awesome voorreg. En dankie dat jy 'n gereelde kyker van Pro en Praat is. Dit word opreg waardeer. En vanaand was jy nie 'n kyker nie, vanaand was jy die gas gewees. Baie dankie Jennifer. Mag Baie dankie, jou pad Tia. vorentoe goed wees en alle sterkte met jou ranking. En julle asseblief gaan ondersteun haar. Maar baie dankie Jennifer. Jy moet 'n geseënde aand. Baie Dankie vir dankie. die uitnodiging. Groot Geseënde plesier. aand. Julle? Selfde Jennifer. Gee asseblief vir Jennifer 'n follow as julle nog nie het nie. Baie dankie. Nou gaan ek gou-gou vir julle wys wie volgende week se gas is. En volgende week se gas het ons I don't need to know. Julle, as julle hom nie ken nie, kom maak 'n draai. Ons glo dis wat die liedjie sê, die intro liedjie. Ons ontmoet nuwe mense van oral oor al die grense. So maak asseblief seker dat jy volgende week hier is. En onthou julle, die lekkerste skommel, blye melkskommel. Ek sien julle volgende maandag. Baie dankie vir elke kyker. Julle word opreg waardeer. Jennifer, weer eens baie dankie aan jou. Dit was inderdaad baie lekker geweest. Aan my moderators, baie dankie vir al julle hulp. Julle word opreg waardeer uit die diepte van my hart uit. En elke gereelde Pro en Praat kyker, julle word ook waardeer. Tot volgende week julle. Bye julle. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie volgende week misloop nie, want ons sien jou gou.